Goeiemôre en hartlik welkom by ons Goeie Vrydagdiens. Dankie dat julle by ons ingeskakel het. Julle is nog steeds welkom om by ons te kom aansluit by ons stasies wat ons gaan hê hierso. Julle is meer as welkom om te kom. Ons gaan jou ook nou 'n geleentheid gee vir jou offerhande. Dit gaan op die skerm verskyn. Baie dankie vir dit wat jy gee en mag die Here jou seën. Moenie ons opstanding Sondagdienstye mis nie. Dit is 9uur die erediens hierdie Sondag. Ons sien uit om jou in persoon daar te sien. Here, ons sê vir U dankie vir die dag. Dankie Here dat ons kan kom herdenk, Here, dit wat U vir ons aan die kruis gedoen het. Dankie Here dat U daai prys betaal het, Here, en dit op U gevat het. Ons kom gee vir U vandag al die eer en al die glorie. Here, ons vra dat U vandag hierdie boodskap in ons harte sal vasmaak, Here, en dat ons net weer opnuut bewus sal raak van dit wat U vir ons kom doen het en hoe lief U ons het. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Geniet die diens saam met ons. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you've paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for His love, Lord. Thank you for
Baie welkom in hierdie erediens waar ons Goeie Vrydag vier. Jesus se versoeningsdaad vir ons aan die kruis was een van die belangrikste boodskappe van ons as Christene. En vanoggend se boodskap is eksklusief vir jou wat aanlyn vanoggend by ons aansluit, omdat die erediens en die boodskap vandag deur stasies gaan plaasvind, wat ons ongelukkig nie kan uitsaai nie. En in ons gemeente noem ons vandag die pad van die kruis. En in hierdie jaar is die tema van vreemdeling tot volgeling, en fokus ons in op die verhaal van Simon van Sirene, die man van Afrika wat forceer was om die kruis van Jesus Christus te dra. En vandag nooi ons jou om deur die oë van Simon na die kruis te kyk en te sien wat hy gesien het, te ervaar wat hy ervaar het en om die impak daarvan op jou eie lewe te ervaar. En dit is waar hierdie preek ook met ons vandag begin. Ons almal is so Simon van Sirene. Ek het dit verskeie kere gesê dat ek dink daar so min van Simon van Sirene in die Bybel geskryf om ons te identifiseer met Simon van Sirene, ook as vreemdelinge wat deur die kruis ons nader nooi om uiteindelik volgelinge van Jesus Christus te word. Paulus skryf baie jare hierna oor die boodskap van die kruis in 1 Korintiërs 1 vers 18 uit die Nuwe Lewende Vertaling. En ek lees dit vir jou daar. Ek besef hoe belaglik die boodskap van die kruis moet klink vir hulle wat verlore gaan. Maar vir ons wat verlos word, is dit die krag van God. Jesus se reis in die lydingsweek het begin op Palmsondag, toe hy op die rug van 'n donkie Jerusalem in 'n intog ingery gekom het. In die Joodse tradisie was die dag die 9de Nisan. So laas Sondag was 9de Nisan op die kalender van die Jode. En dit was gewoonlik die dag wat die een paaslam wat geslag gaan word, wie se bloed die hoëpriester in die allerheiligste gaan inneem, uitgekies word. En Jesus is spreekwoordelik daardie dag uitgekies om God se lam te word, wat geslag word en geoffer word ten bate van ons sondes en ons ongeregtighede. Die mense skreeu Hosanna, maar Jerusalem het nie besef dat dit die een is wat regtig vrede vir ons almal gaan gee nie. En reg deur die week het belangrike goed gebeur. Op die maandag het Jesus, weet ons, die tempel gereinig, die tafels omgekeer, van die geldwisselaars en die handelaars uitgedryf, hy het krepeles en blindes in die tempel genees. Op die Dinsdag het hy die vyeboom vervloek, wat spreek van geestelike vrug wat ons moet voortbring, en as ons die vrug voortbring nie, is ons eintlik nutteloos. En hy het ook op die Dinsdag van die lydingsweek het hy vertel van die tekens van die eindtye, en spesifiek Matteus 24 en 25, en die afbreek van die tempel, die vernietiging van die tempel. Op Woensdag was 'n belangrike dag waar Jesus nog steeds bly onderrig het, maar ons weet dit is die dag wat Judas die Iskariot met die godsdienstige leiers ooreengekom het om Jesus te verraai vir 30 silwerstukke. Die donderdag was vir ons as gelowiges herdenk ons 'n baie belangrike dag, en dit was die dag wat Jesus sy disippels se voete gewas het, en as 'n voorbeeld vir nederige diens. Ons weet ook, dit is die tyd wat hy die nagmaal ingestel het, saam met sy disippels die laaste avondmaal of die paasmaal gevier het. En ons weet, direk daarna het hy 'n stryd gehad op die Olyfberg in die tuin van Getsemane, en daar is hy ook gearresteer. En deur die nag tot op die Vrydagoggend was daar letterlik 6 verhore waaraan Jesus blootgestel was. Hy was eerstens voor die vorige hoëpriester ingesleep, Annas. Hy is later voor Kajafas, die huidige hoofpriester in daardie tyd, ingesleep en veroordeel. Hy is toe in 'n formele vergadering met die Joodse Sanhedrin is hy veroordeel. Hy het voor Herodes Antipas, die aangestelde Joodse koning, wat 'n kliënte koning was, wat eintlik vir die Romeine gewerk het, hy ook veroordeel, en hy was 2 keer in verhoor voor Pontius Pilatus. Maar Jesus, onskuldig, was uiteindelik oorgegee deur Pontius Pilatus
om gegeesel te word. En toe het Jesus sy eie kruis begin dra. Nou ons weet dat hy het waarskynlik net die dwarsbalk gedra, en die dwarsbalk was 'n geweldige gewigtige ding. Dit was tussen 30 en 50 kilogram op sy skouers. En die pad was moeilik. En dit was nie net die gewig van die dwarsbalk nie. Die gewig was meer as net 'n kruis. Die gewig was 'n geestelike gewig, die gewig van die sonde van die mensdom, ons skuld, ons gebrokenheid. En daarom is die kruis nie net 'n simbool nie. Dit dra die gewig van sondeskuld van die hele wêreld. En toe word Simon van Sirene gedwing om die kruis te dra. En Simon van Sirene was hierdie persoon wat vanaf die veld gekom het. Hy het glad nie bedoel om by Jesus se storie betrokke te raak nie. Hy was net 'n onskuldige toeskouer, en toe die Romeinse soldate hom opgekommandeer om Jesus se kruis te dra. Hulle het hom gedwing om dit te doen. Maar Simon het dinge begin sien, terwyl hy in die spore van Jesus loop, wat sy lewe getransformeer het. Ek dink een van die eerste dinge wat Simon gesien het, is dat hoe Jesus homself oorgee, hoe hy nie vloek nie, hoe hy nie skel nie, terwyl hy onskuldig is. En aan die voet van die kruis hoor hy Jesus se kruiswoord, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Wie sê dit terwyl hulle ly? Nie iemand wat verslaan is nie, maar iemand wat lief het. En hier word Simon gekonfronteer met 'n ander soort van 'n koninkryk waar vergifnis sterker is as wraak. Simon hoor ook Jesus se woorde, dit is volbring. Die pad eindig nie in chaos nie. Dit eindig in die voltooiingswoorde van Jesus. Dit is volbring. En dit was nie 'n kreet van nederlaag nie, maar van oorwinning. Alles wat nodig was vir ons redding is klaar gedoen. En die kruis sê, dit is volbring. Ek en jy hoef dit nie te verdien nie, ons kan dit net ontvang. En toe moes Simon van Sirene natuurlik gesien het, wat gebeur toe daar duisternis kom en 'n aardbewing. Vir 3 ure was daar duisternis en daar was 'n aardbewing. En 'n soldaat wat dit alles aanskou het, 'n Romeinse centurion, het uitgeroep. En een evangelie sê dit was verskeie soldate wat dit uitgeroep het, wat gesê het, waarlik, hierdie was die seun van God. 3 tekens wat plaasgevind het. 'n Sonsverduistering wat in die tyd van volmaan amper onmoontlik is. Nie amper onmoontlik nie, onmoontlik is. Die feit van nie net die duisternis nie, maar die aardbewing wat oor die hele Romeinse bekende wêreld gevoel is, en natuurlik die tempelgordyn wat in 2 dele geskeur het. Simon moes dit gesien het, hy het dit gehoor, hy het dit ervaar, hy het dit gedra, maar nou moes hy 'n besluit maak, wie is Jesus regtig? En dit was met Palmfees, toe Jesus met die intog inkom en die mense uitgeroep, wie is hierdie man eintlik? En ek meen, die vraag wie is Jesus het al oorloë veroorsaak, het al konflikte veroorsaak. Maar jou antwoord op die vraag van wie Jesus werklik is, het 'n ewige verskil wat dit aan jou lewe maak. Dis met ander woorde nie net Simon se vraag gewees nie, maar dit is ons vraag ook. Jy kan nie nadat jy dit alles gelees het en besef, maar hier is die waarheid, dieselfde bly nie. Die storie het nie by Golgotha geëindig nie. Wat Simon gesien het, gehoor het, ervaar het, en wat hy gedoen het, en wat hy Jesus sien doen het aan die einde van die dag, het 'n geweldige effek op sy lewe gehad. Ons weet nie op watter oomblik het dit gebeur nie, maar ons weet dat Simon van Sirene het hierdie boodskap teruggevat na sy huis toe, na sy gesin, na sy 2 seuns toe, sy vrou, Alexander en Rufus was sy 2 seuns, en sy vrou, noem Paulus later in Romeines, is sy eie ma, het haar soos sy eie ma beskou, en hy het hierdie boodskap wat sy lewe getransformeer, teruggevat huis toe, en hy het iets van die kruis gemaak, van die boodskap van die kruis, wat 'n krag het tot redding van die wat in hom glo. Die kruis vertel van ons sonde skuld wat gedra is, sodat jy vry kan leef. Maar lewe jy vry?
Die meeste van ons lewens is so gebuk onder die las van sonde en skuld en die gevolg van 'n lewe waarin God nie is nie. Maar wanneer ek en jy die kruis aanvaar, word ons sodoende 'n volgeling, so Simon, wie se lewe hierna getransformeer was, deurdat hy die kruis verkondig het. Net vandag terwyl ek besig was met hierdie opname, het 'n persoon my kom sien, wat so bewus is van haar eie tekortkominge, so teleurgesteld is in wie sy is, en dat sy voel dat sy ver weg is van God. En keer op keer het ek vir haar gesê, dit mag wees dat jy ver van God af voel, maar God is naby jou. God voel naby jou. Want wanneer hy na jou kyk, kyk hy deur die boodskap van die kruis na jou. Die kruis los niemand dieselfde nie. Dit roep jou, dit nooi jou, dit verander jou. En so Simon, luister jy nie toevallig na hierdie boodskap nie. Simon het gedink, maar miskien was ek net toevallig 'n toeskouer gewees. Nee, jy is nie per toeval vandag iemand wat inskakel op ons instromingsdienste nie. Jy is ook ingetrek in hierdie storie. En die vraag is ook vir jou, sal jy die kruis los, of sal jy dit opneem en volg? Ek wil weer eindig met hierdie woorde van Paulus. Ek besef hoe belaglik die boodskap van die kruis moet klink vir hulle wat verlore gaan, maar vir ons wat verlos word, is dit die krag van God. Kom ons bid saam. Here, dankie vir elke persoon wat na hierdie boodskap kyk vandag, wat daarna luister, wat Goeie Vrydag saam met ons vier. Ek wil bid, Here, dat die krag van die kruis vir hulle die krag van God wees, wat hulle sal verlos van enige las wat op hulle skouers rus. Ek bid dit nou in Jesus naam. Amen. Here, rig my op deur die krag van die Gees, sodat ek meer soos U kan wees, waaroor ek gaan. Hier is my hart, ek wil net meer vir U kan gee, my hele lewe lê ek neer, soos ek in geloof staan. Dieper in die woord van U, my Vader, dieper in die volheid van U krag, my lewe sal getuig van U vertroue, as die wêreld my sien, sal ek U wat wil sien. Here, rig my op deur die krag van U Gees, sodat ek meer soos U kan wees, waaroor ek gaan. Hier is my hart, ek wil net meer vir U kan gee, my hele lewe lê ek neer, soos ek in geloof staan. Dieper in die woord van U, my Vader, dieper in die volheid van U krag, my lewe sal getuig van U vertroue, as die wêreld my sien, sal ek U wees wat wil sien. Dieper in die woord van U, my Vader,
wees, sodat ek dag na dag net meer soos U kan wees. Mag ek oorloop van die lewensasem my die diepte van my hart, 'n fontein van ewigheid hier binne my. Lei my dieper in die waters, die strome van U Gees, sodat ek dag na dag net meer soos U kan wees. Mag ek oorloop van die lewenswaters in die diepte van my hart, 'n fontein van ewigheid hier binne my. Here, hoor ons harte as ons vanoggend sing dieper. Hoor vanoggend ons harte as ons U verklaar. Here, U is so groot en U is so goed. Here, U is wonderbaarlik. Here, en wanneer ons kom, wil ons sing dieper in U woord, my Vader. O, dieper in die woord van U, my Vader. O, dieper in die volheid van U krag. My lewe sal getuig van U getrouheid, en as die wêreld my sien, sal dit U wees wat wil sien dieper. O, dieper in die woord van U, my Vader. Dieper in die volheid van U krag. My lewe sal getuig van U getrouheid. As die wêreld my sien, sal dit U wees wat wil sien dieper. O, dieper in die woord van U, my Vader. Dieper in die volheid van U krag. My lewe sal getuig van U getrouheid. As die wêreld my sien, sal dit U wees wat wil sien. Sal U wees.